goeiemôre, baie welkom op die 11de April 2021. Ek glo en vertrou dat dit vir u ook goed sal wees om saam met my om die woord van die Here dan ook vanoggend te vergader. Maar kom ons raak stil en dan dra ons hierdie diens ook op in die naam van die Here. Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons u woord kan oopmaak vanoggend. Dankie dat ons met vrymoedigheid na u toe kan kom en ons weet dat ons u kinders is, want u het ons u kinders gemaak en dit het u duur gekos, soos wat ons verlede naweek tydens Goeie Vrydag ook bely het en beleef het, toe ons om die nagmaalstafel gesit het, maar dankie ook vir opstanding Sondag, dat u uit die graf uit is, dat u oorwin het, en daarom vanoggend sê ons vir u dankie dat ons deel kan wees van die oorwinning, dankie dat ons deel kan wees van 'n groep mense wat uit die oorwinning leef, dankie dat ons deel kan wees van 'n groep mense wat aan u behoort. Amen. Vriende, ek lees vir ons uit die boek Jakobus hoofstuk 2 en ek gaan vir u lees vanaf vers 14. Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 14. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander een het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. Soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners versteek, en hulle met 'n ander pad laat omkom het nie? 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van ons wat vanoggend hierdie woorde hoor en dit ook dan ter harte neem. Vriende, COVID-19 het verskillende dinge vir verskillende mense op verskillende terreine veroorsaak. En dit was nie net negatief gewees nie, want daar het ook baie positiewe dinge daar uitgekom. Ja, mense het in die tyd van COVID-19 introspeksie geneem. Hulle het in hulle binneste ingegrou en weer gaan kyk, maar wat is belangrik in die lewe? En verder het hulle dan ook geprioritiseer en gesê, hieraan wil ek meer tyd spandeer. My verhoudings met my geliefdes is belangrik, veral toe ons daar die eerste klomp inperkings gehad het, waar ons nie eers by ons geliefdes mag gekuier het nie. Ons het besef hoe belangrik is verhoudings en ons het tyd gemaak en geprioritiseer dat ons dit ook belangrik sal maak. Ook vir die evangelie het dit sekere positiewe dinge tot gevolg gehad. Ja, dit het platforms geskep om die evangelie daar buite te kry. Mense het op WhatsApp boodskappe die evangelie die wêreld ingestuur. Kerke het regstreeks gebeeldsend, of soos die Engelse sê, gelivestream.
Ons kerk het virtuele dienste opgeneem soos hierdie ene en ons het dit uitgestuur en dit is reg oor die wêreld gekyk. Rusland het mense gekyk, Kanada het mense gekyk, selfs sover as Texas en die Filippyne het mense gekyk. En ek weet dit want ons wat die webwerf administreer kan sien waar die dienste oopgemaak is. En dis oor die hele wêreld. Dit het dus positief die wêreld ingegaan. Die evangelie het sonder grense en oor alle grense het hulle dit dan ook die wêreld ingegaan. Maar een ding wat COVID-19 met gelowiges laat gebeur is dat daar 'n nuwe neiging onder gelowiges in beweeg het. En ek noem hierdie neiging sommer rusbank gelowiges. En rusbank gelowig wees is gerieflik. Dis eintlik wat ek daarmee sê. Jy sien, ek kan Sondagoggend opstaan, ek hoef nie eens my nagklere uit te trek nie, ek kan 8:30 of 9:00 kan ek daar op die bank gaan neerval, ek kan my rekenaar aansit of die TV waarop ek die diens kyk, en ek kan alles in die gerief van my eie huis kry. Dit vra nie veel van my nie. Iemand het een keer vir my gesê, nadat ons 'n virtuele nagmaal bedien het hy sy tong in die kies vir my gesê, maar weet jy, dis die eerste keer wat daar vir my nagmaal in die bed bedien word. Jy sien vriende, wat COVID-19 gedoen het, is dat dit ons baie meer in ons geloofsdenke, baie meer individualisties gemaak het. Want jy sien, ons het nog altyd dit so beleef en uitgeleef, dat geloof is mos 'n persoonlike saak. Dit is mos iets wat privaat is. Maar vriende, ek wil vandag vir jou sê, dis doodgewoon nie waar nie. Dis doodgewoon nie waar nie. Want jy sien, die dag toe jy gedoop is, het dit in die teenwoordigheid gebeur en in die samekomste gebeur van gelowiges. Jou ouers het by die doopbak gestaan voor God, maar in die samekoms van medegelowiges. Die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het dit ook plaasgevind binne die samekomste van gelowiges, mense wat dieselfde belydenis as jy het. Die belydenis dat Christus Jesus ons verlosser is. Ja vriende, selfs die dag toe jy getrou het dit in die teenwoordigheid van medegelowiges gebeur. Jy sien, vriende, geloof is nie 'n individualistiese aangeleentheid nie. Ja, natuurlik moet elke gelowige hom of haar gereeld afsonder om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Natuurlik moet gelowiges, soos wat Matteus 6 dit vir ons sê, in ons binnekamer ingaan en bid tot God. Maar vriende, as jy vir God in jou binnekamer ontmoet het, dan staan jy op en jy gaan die wêreld in. Dan staan jy van die rusbank af op en jy gaan saam met God in hierdie wêreld in. En ons gaan bou mekaar op. En ons gaan bou God se nuwe wêreld uit. Jakobus sê vir ons vanoggend, geloof is nie net 'n kopding nie. Hy sê geloof is nie net woorde nie. En as hy dit sê, dan verwys hy daar in vers 19 na die oudste Joodse geloofsbelydenis, Deuteronomium 6 vers 4, en dan staan daar in vers 19 dat daar net een God is. Vriende, die nuwe vertaling het dit so 'n bietjie vry vertaal, want eintlik staan daar dat God een is. God is nie 'n mengsel tussen goed en kwaad nie. Jakobus sê, jy kan met woorde God bely. En nadat hy dit gesê het, dan laat hy die bom val. Dan sê hy, maar die bose geese bely dit ook. Die bose geese glo dit ook. Nou wat is die verskil tussen die bose geeste se geloof en my geloof? Eenvoudig, die bose geeste, vir hulle is dit net 'n kopding. Is net 'n kopding. Maar geloof is baie meer as 'n kopding.
Geloof is baie meer as wensdenkerry. Geloof is baie meer as woorde. Geloof is dade van dankbaarheid. Vriende, as jy verstaan waar die Here jou kom uithaal het. As jy verstaan hoe heilig God is en hoe onheilig ons is. As jy verstaan wat dit God gekos het om vir my deel van sy oorwinning te maak. As jy dit verstaan, as dit nie net 'n kopding is nie, maar as dit my hart raak, dan kan ek nie op die rusbank bly sit nie. Want dan leef ek 'n lewe van dankbaarheid. Ek staan op en ek gaan leef dankbare dade. En volgens die skrifgedeelte vanoggend is hierdie dankbare dade hoofsaaklik gekoppel aan diensbaarheid. Want jy moet nou onthou, die styl waarin Jesus na hierdie wêreld gekom het, is diensbaarheid. Of kom ek sê dit anders. Diensbaarheid is die styl waarin Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het. Ons is deel van 'n geloofstradisie waarin ons baie praat. Ons praat baie. Maar ons moet besef, ons is 'n dienende gemeenskap. Ons praat baie, maar die tyd is verby dat ons mense gaan terugpraat kerk toe. Rondom ons is daar net te veel mense wat ons bloot net nie meer glo nie. Hulle wantrou hierdie woorde van ons, van God en Jesus, want hulle sien te min van God en Jesus daar waar hulle elke dag met ons te doen kry in die lewe. Ons gaan nie meer mense terugpraat na Jesus toe nie. Ons sal hulle moet terug lief hê. Ons sal moet omgee. Ons sal hulle moet terugdien. Jy kan geloof net wys deur dade. En dan noem Jakobus barmhartigheidsdade. Dis die eerste een wat hy noem. Hy sê as daar iemand is wat kos kort en klere kort, dan moet ons barmhartigheid leef. Jy sien, dis dade van liefde teenoor my medegelowiges, maar ook teenoor die gemeenskap in die wêreld waarin ek is. En dan sê Jakobus, dan verwys hy na dade van vertroue, om God te vertrou. Hy verwys na Abraham, en dan sê hy, maar Abraham moes nie net God bely nie. Hy moes nie net gepraat het oor sy geloof nie. Hy moes dit ook gaan wys het. Hy moes 'n aksie uitvoer. Hy moes vir Isak gaan offer het. Dade van vertroue. Jy sien, maar ons lees ook van dade van opregtheid. Ons lees van Rahab die prostituut wat opreg was in haar optrede. En vriende, jy moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek pleit nie vir 'n reg en verkeerd godsdiens vanoggend nie. Maar die opregtheid en die egtheid waarna ek verwys, lees mens ook van in Filippense hoofstuk 2 vers 15. En ek ken die gedeelte wat dit vooraf gaan baie goed. Want jy sien, ek verwys gereeld daarna. God wat sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar in Christus Jesus was, hy wat nie aan sy hemelse heerlikheid vasgeklem het nie, maar wat mens geword het, wat slaaf geword het, en wat gesterf het. En God sal hom die eer gee, wat bo alle nasies en bo alle name is. En dan gaan Paulus verder in daai gedeelte, en dan kom hy by Filippense 2 vers 15, en dan staan daar, sorg dat julle bo verdenking staan, en opreg bly. Nou hierdie opreg is waar ek vanoggend bietjie wil stil staan. Want die Griekse woord wat Paulus hier gebruik is 'n mooi Griekse woord. Want Paulus gebruik die woord aikeraios. Aikeraios, en in die konteks wat hierdie woord in die Griekse wêreld gebruik is, was in die konteks van wyn of melk wat nie met water gemeng word nie. Dit is dus net wyn. Of dit is net melk. Dit is suiwer wyn. Dit is suiwer melk. Dis en jy dien net vir God. Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy kan nie God en jou eie belange dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie.
Jy kan nie God dien net wanneer dit jou pas nie. Jy dien God met opregtheid. Jy tree op met 'n egtheid. En so kan ons lank praat oor hoe my dankbaarheid kan oorgaan in aksies. Maar dit moet oorgaan in 'n aksie, want jy gaan moeilik kerk wees bo op die rusbank. Want rusbank geloof benadruk dat geloof slegs 'n kopding is. Dat dit 'n individualistiese geloof is. Maar Jakobus sê vanoggend, as jy dink jy kan geloof met woorde bewys, dan mis jy alles. Want jy kan nie op die rusbank kerk wees nie. En ek wil afsluit. En ek wil vir julle sê, ons jaartema hierdie jaar is saam met God. En implisiet in hierdie tema is dit, maar ek moet van die rusbank af opstaan. Ek moet van die rusbank af opstaan en saam met God deur hierdie wêreld gaan. En vriende, ons moenie onverantwoordelik wees nie. Natuurlik het ons 'n pandemie in ons land. Natuurlik is daar 'n pandemie oor die wêreld. Natuurlik is daar gevaarligte in hierdie pandemie. Maar vriende, die pandemie skep ook vir ons soveel geleentheid. Soveel geleentheid om kerk te wees. Om van die rusbank af op te staan en om 'n verskil te maak in mense se lewe. Binne die regulasies. Want jy moet ons nou onthou, ons is mos altyd deel van die oplossing en nie van die probleem nie. Maar vriende, die pandemie het vir ons daai geleentheid geskep om van die rusbank af op te staan en om 'n verskil te maak. Om dade van dankbaarheid te gaan leef en om God bekend te maak. Vriende, en ek wil vir jou sê, daar is nie so iets soos 'n rusbank geloof nie. Amen. Here, dankie. Dankie dat ons kan hoor dat U vir ons kom sterf. Dankie dat ons dit weer vandag kan beleef, dat ons kan weet en kan uit die oorwinning leef. Maar Here, help ons om met dankbaarheid dan te leef. Dankbaarheid wat oorgaan in diens. Diens aan ons medegelowiges, diens aan die omgewing waar U ons geplaas het, maar ook diens aan elkeen wat ons pad kruis. Ja Here, ons wil ons dankbaarheid bely, maar ons wil dit ook gaan leef. En ons vra Here, dat U vir ons elke dag sal bewus maak, waar ons dankbaar, diensbaar kan wees. Amen.